Goed, goeiemiddag graad 12's. In hierdie reeks van video's vir die Junie eksamen wil ek begin deur te kyk na hoe behoort jou vraestel te lyk. Ek het gegaan en sommer verlede jaar se 3 vraestelle vir jou opgesom. Nou as ons net gou loer na hoe jou vraestel behoort te lyk. Dis die onderwerpe. Jy begin met vraag 1, altyd 20 punte, veelvuldige keusevraag. Dan in verlede jaar se Junie vraestel het hulle 22 punte van Newton se wette gevra, 10 punte apart vir die gravitasie, dan 19 punte vryval, 17 momentum, 19 vir arbeid en dan 13 vir Doppler, 22 vir elektrostatika, wat nou nogal vir my baie is, nee, dis omtrent dieselfde as die Newton, en dan net 8 vir stroombane. So wat ek vir jou wil wys hierso, is dat as jy kyk na Newton, vryval, momentum en arbeid, is hulle omtrent elkeen 20 punte. So jy kan nie rarig hulle afskeep nie. Hulle tel omtrent evenveel. En dan sit jy, Doppler is 'n kleintjie, soos gravitasie, en jy sal nie sommer 'n gravitasie vraag in die eindeksamen kry nie, dalk 'n 4-5 punte of 'n 3-4 punte net hier en daar, maar hy gaan wegval. Maar jou Doppler is daar en hy tel altyd so rondom 10 punte. En ek verwag dat julle Junie vraestel se stroombane 'n bietjie meer gaan wees, want in graad 11 het ons nou alreeds die interne weerstand gedoen. So hulle kan dit 'n bietjie meer maak. In die vorige jare het ons eers na die Junie eksamen en die Julie vakansie elektriese stroombane weer hersien en interne weerstand bygesit. Dis kom hy so min tel. En dit het ons nou reeds verlede jaar gedoen. So as ek dit vergelyk met 'n tipiese November vraestel. Hierdie is die hereksamen van verlede jaar. So die kinders wat in 2023 matriek geskryf het en hulle punte wou verbeter, kon hierdie eksamen skryf. So dis nie hierdie Junie eksamen nie. Dis 'n finale jaar eksamen, maar dis die 20 punte, Newton 15, vryval 14, momentum 13, arbeid 14, Doppler 'n bietjie meer, elektrostatika, elektriese stroombane, want na die Julie vakansie doen ons motors en generators en die foto-elektriese effek by. So daai 2 onderwerpe kom by. So ek hoop jy kan sien dat al die onderwerpe dan min of meer evenveel tel. As jy kyk na die November vraestel van verlede jaar, dan sit jy 20 punte ABCD. En dan weer 15, 16, 12, 12, 12, 14. Hulle weer 'n bietjie meer elektriese stroombane gevra. Kan jy sien hoe belangrik is hy? Hy is in al 2 eksamens was dit die vraag met die meeste punte. En dan motors en generators, maar jy kan werk op 15 punte vir elkeen van hierdie vrae. So, dit is hoekom dit belangrik is om nie te spot nie. Jy kan nie een vraag meer tyd insit as 'n ander een nie. Behalwe, as jy weet dat arbeid gee jou byvoorbeeld nagmerries, dan leer jy die definisie en jy leer om 'n basiese som te doen en dan stop jy. En jy sorg dat jy vryvalsomme doen. Of jy sorg dat jy Newton reg kan doen. Jy moet definitief nie by Doppler punte verloor nie. Elektrostatika is nie moeilik nie. Elektriese stroombane kan mens ook maklik punte kry, dieselfde met daai 2. Maar as jy net begin deur jou definisies te ken, te weet watter formules pas by watter afdeling en dit toepas, dan is daar nie 'n manier hoe jy kan druip nie. Maar as jy nie 'n definisies ken nie, en jy weet nie wat se formules pas waar nie,
dan is daar amper nie 'n manier om die vraestel deur te kom nie. Daar's net te veel plekke waar hulle vir jou dieselfde gaan vra. Gee die definisie, bereken hierdie maklike som, bereken 'n bietjie 'n moeiliker som, en wat as, nee. So in die volgende video gaan ek wegspring, en ek gaan vir jou, ek gaan begin met Newton se wette, en ek gaan vir jou wys hoe lyk die tipiese vrae wat jy daar kan verwag, en min of meer die moeilikheidsgraad, onthou elke vraestel lyk anders, en afhangende van die vraag wat jy uitgewerk het, is dit vir jou 'n bekende scenario of nie. Dis hoekom dit so belangrik is dat jy soveel as moontlik vrae uitwerk. Goed, so dis die agtergrond.